Nou 'n bietjie meer oor die olifant. Ja, toe hierdie ou en sy maat op ons kar afgestap gekom het, is dit waar Amanna vir die tweede keer tot bekering gekom het. Die kar het 'n bietjie klein geraak vir haar. Ons eerste besoek aan Addo was korte, meer onbeplan, maar joh, wat die moeite werd. Ongelukkige kort tydjie spandeer, maar om die olifante in lewende lywe te sien so naby die natuur en so naby jou, is net daai wow oomblikke. Ja, soos Botswana, maar hierdie keer is hulle 'n bietjie nader. Ja, dit was 'n kort en kragtige besoekie. Vat die pad deur Kwaberga, PE tot by Motherwell, daai daar links op die 335 op pad Addo toe. En die res is redelik baie maklik om by hom uit te kom. Paadjie wat jy hierdeur sien is, hy lei aan tot by Addo se ingang. Ag, so hier en daar 'n ou padhulkie, maar niks groots nie. So ek dink dit was so 2 of 3 kilos in. En tot by die park, en natuurlik by die park voor is dit maar stop die nodige doen. Ons het vir ons 'n wildcard gekry. Hy's geldig vir 'n jaar, omtrent so R1050 vir 'n kappel, ekskuus R1500, en met hom het jy toegang tot al die nasionale paaie reg oor Suid-Afrika. Tot by die Kalahari kan jy 'n park besoek. Ek dink dis die moeite werd, hang natuurlik nou af wat jou behoeftes is om die parke te besoek. Die ingang self, redelik maklik, vriendelik hulp daar, neem ook maar net kennis van die manne wat drone vlieg soos ek. Hulle vra vir jou of jy een het. Nou ja, jy kan hom wegsteek. Ag nee wat, dis actually baie maklik. Hulle gee vir jou 'n sak wat jy moet seël, en dan as jy teruggaan, jy hou die sak by jou, hulle breek die seël en dan natuurlik jy die drankie terug, maar belangrik jy hou hom by jou. Ja, is bietjie dom om te probeer vlieg met 'n drone daar binne. Niemand het kennis. Hulle gaan jou arresteer en ek is reg ook. Is nie nodig om die diere te steur nie. Dis maar net so side note en glo my, ek hou van drone vlieg. Maar die park self, 'n bietjie meer oor hom as ons nou gaan deurry. Ek sê maar weer eens, dit was 'n kort besoek, so ons kan nie baie oor hom uitbrei vir dit wat ons sien en beleef het nie, maar ons sal verseker teruggaan. Hierdie keer sal ons gaan kamp. Ek dink so 3 dae sal werk om die hele park deur te ry. Ja, hy's groot. Gelukkig vir ons met die reën wat nou onlangs geval het, area is groen tot die ou leeu waar hulle in slaap het. Area mooi groen met die diere wat ek dink nie so baie uitgekom het nie, want omdat daar water in die middel van die bosse oral is daar meer natuurlike waterpoele as, ek sê nou waterpoele, watergate, as wat die watergate wat hulle gemaak het. Op die kaart wys hulle hom ook mooi aan waar die watergate is. Hierdie waterpoele het ons gekry soms so naby die inkom en ja, so dankbaar dat die ou vlakvarke vir ons 'n bietjie show opgesit het. En natuurlik die olifante wat deurgekom het, daar het ons baie tyd spandeer. En Amanna weet ook al, as ek nie vas sê, hoor jy nog een foto of nog net een videoetjie, dan weet sy, nee wat, sy moet maar muls en baboons uithaal en verder lees. Maar ja, wat kan mens nou meer sê as jy God se natuur so sien in werking en jy hou net die diere dop. Jy vergeet van alles, jy ontspan, jy breek net vir daai oomblikke weg van alles te af. Voertuie was redelik baie min gewees. Ek is nie seker of dit nou binne of buite seisoen vir die oorseese vriende is nie, maar ons het nie baie verkeer gehad nie, wat vir my baie lekker is. En as jy by 'n waterpunt gaan stop, die mense neem mekaar in ag. Die ou staan en beweeg aan en jy kan gaan en gaan neem en jou tyd spandeer. Weereens, ja, die moeite werd. Ja, ek het nou nog so 'n grimmigheid hier in my met die spanne wat op ons afgestap gekom het. Ek kan verstaan vir die persoon wat dit vir die eerste keer sien, regtig waar angsbelewenis moet wees. Hierdie massiewe dier wat op afgestap kom. En hulle het regtig waar vrede met jou. En dis een ding van die nasionale park wat ons nou gehoor het, omdat daar so baie voertuie deurgaan en meestal olifante is. Hulle het hulle paaie wat hulle stap, hulle is gewoond aan die besoekers, aan die karre. Gou reël moet hulle net nie steur nie. Laat hom gaan, laat hy verbystap en die res is vir jou om waar te neem. Ek moes deurgaan Queenstown toe en van daar af terug gaan Oos-London toe. Geluk by die ongeluk toe vat ons heel verkeerde pad en eindig by Hawksback. Maar mense, wat 'n oulike plek. Vir die wat nog nie daar was nie, dit kan besoek. Dis soos Addo. Ons het 'n plekkie gekry wat ons na toe teruggaan. En ons het goed verdwaal.
En die pad wat ons moes deurvat na die tyd gesien, daar is 2 of 3, maar dit is as Suri nou nie al hierdie nuwe name verstaan wat die Oos-Kaap gekry het nie. Hier is natuurlik Oos-London se kant toe, maar joh, wat 'n ongelooflike mooi pad deur die gedeelte, ek weet nie eens waar dit is nog steeds nie. Maar dis nou agter om Hawksback toe, om nie van my vra waar is noord of suid nie, kyk maar na op die kaart. Een belangrike punt, jy gaan hom van onderaf boontoe. Daar is 2 ingangspunte. Ek is in 'n ondergang, kyk, as ek sê in die ondergang, kyk maar na die kaart met daai pyltjie op. En dan slaan jy iewers jou teerpad. Hierdie was 'n ongelooflike mooi paadjie met die weer eens die groenigheid, nie net die groenigheid nie, maar die bome wat later aan heeltemal aan die kant van die pad ingroei. Hawksback is nie 'n pad wat baie gebruik word deur baie verkeer nie, verstaanbaar. Jy kan sien die takke word nie deur trokke afgery nie. Maar as jy nou hierdie paadjie deur is, hy's omtrent so 40 minute se ry, dan kom hierdie baie wonderlike plekkie net tevoorskyn, Hawksback. Wat 'n interessante geskiedenis, wat 'n interessante plek. Ongelukkig het ons hopeloos te min tyd gehad. Julle gaan nou op die drone en die ander foto's sien waar ons was, vinnig ietsie geëet by die Hawksback pub. En toe so vinnig na die scenery gaan kyk. Julie sê hulle, wanneer die sneeu kom, en hierdie jaar verwag hulle baie sneeu, dan is dit 'n oorloop van mense. En ek kan net dink, as die sneeu hierdie area moet toeval, mense, dit gaan mooi wees. Daar's kampplekke, daar's verblyfplekke, die plekke is nie so duur nie. Hy is 'n bietjie ver uit, so dit moet deel van 'n trip wees, en is gegeewe deel van ons beplanning van hom af via Drakensberge toe. Maar ja, hierdie pub, tradisioneel, die persoon het so vinnig ook vertel van die geskiedenis van Hawksback en hierdie pub byvoorbeeld, maar massively interessant, dat ek hom nou so moet gooi. Dit was, ek sê weer eens, was nou 'n plekkie wat ons in die kort besoekie baie geniet het, en van ons vriende was ook al daar gewees, en hulle sê, jep, sal weer teruggaan. As jy al gedink het jy debat met 'n view gesien, of daar's huise met barns met views? Nee, hierdie ou bied almal. Kappels kan hierdie ou bespreek, daar's jou kettingkie wat jy ophang, en hooplik sien die ander public jou nie. Maar mense, wat 'n view. Ek weet nie hoe warm daai water in die winter gaan wees as jy daar moet sit en 'n bietjie koud kry nie. Maar ja, daai view sê alles. Down, we'll never come down. When the sun comes up, we'll be feeling how we do right now. My heart's on fire, coming down to the wire. While the world sleeps, we'll keep burning brighter and brighter. Me and you, nothing to do. These days they come and go. Die volgende stop was Nkabara, plaatjie. Dit is so 2 ure uit Oos-London uit. Die laaste 30 kilometer het ons 'n uur en 'n half gevat. Maar ten spyte daarvan, al is die paai so sleg, is actually swak. Dit is nou Botswana op steroids, met die diere wat voor jou instap en oralste is. Ja, dis net 'n mooi area, daar's net iets wat jou vat. En ek sê maar as altyd is iets jou vat, moet jy teruggaan. So, nog 'n plekkie, nou nie noodwendig dat ons hierdie pad gaan kom terugry nie, maar die area oor die algemeen in hierdie agtergedeeltes van die Oos-Kaap, mense, dis mooi. Die mense is vriendelik, ek nie sê die diere is vriendelik nie, maar hulle dan ook so 'n soort van maniere, stap nie sommer net voor die karre nie, al blok hulle die paaie. Ja, dis net vir ons so mooi gewees, is Amanda se eerste keer in die areas ook, en
Ons het dit eens, ja, mense is so bevoorreg. En dan kom jy ook vinnig agter hierdie kinders wat kilo's met skool toe stap. As nie geriewe nie, as bogrol en mense sê maklik ja, hulle bly daar. Ek dink hulle is so bevoorreg. Met die bietjie wat hulle het, is daar nog 'n glimlag. Hy klein ou kindertjies wat die wateremmers op die koppe of die skouer stap en hulle doen hom. Ja, dit is regtig waar vir ons 'n unieke ervaring gewees, 'n ander tipe van belewenis in 'n mooi area wat ons geniet het.
Afrika, het hulle gesê, dat is 'n maklike pad, het hulle gesê. I remember it began with the sense of what was dead became alive. And in that moment I have found a place where I could stay.